Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom terug by Step Up. Ek is Chantel en 'n ouer gewoonte. Dis goed om saam met jou in die huis te wees. Is goed om saam met jou te wees in jou kantoor, miskien waar ook al jouself bevind. Is net 'n voorreg om saam met jou die woord van die Here te deel. Ons is letterlik in die laaste week van die jaar en dit is die jaar 2025 is amptelik. Ons is op die einde, mense. Ons is in die ons sien al die linte voor ons aankom, so na by die einde is ons. So, dat baie goed hierdie jaar gebeur. Kersfees is verby en ons moet reg wees vir 'n nuwe jaar van hierdie week, begin 2026. Of jy nou reg is, my mense, en of jy nie reg is, dit is klaar, maar dit is so. So, ons is hierdie jaar besig met nuwe woord en dit wat die Here vir ons gee vir die nuwe jaar. Ek sê altyd vir die kerk, die Here het my iets geleer, die Heilige Gees het my iets geleer jare terug. Elke kerk het 'n woord, of is veronderstel om 'n woord te hê vir die jaar wat kom. Elke bediening is belangrik. Maar wat nog meer belangriker is dat jy 'n persoonlike woord het. So beside die feit dat jy 'n kerkwoord, 'n gemeentewoord het van jou leier, moet jy ook 'n persoonlike woord het, dit wat die Here vir jou as 'n persoon sê. En as jy 'n pa is, of 'n priester van huis is, dat jy 'n woord het vir die huis ook, maar dan is daar 'n persoonlike woord wat jy moet hê van die Here af, en dis baie belangrik. En ek glo hierdie jaar 2026, die woord wat die Here op my hart gelê het, is ons moet nou in die tyd van die Gees van God wandel. 'n paar weke terug het ek op die radio gesê, toe die Here, toe God die aarde geskaap, toe God die aarde in posisie en geroep het, basically gesê het, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe die waters van die grond, van die aarde skei, hemel toe en die reën en die son en die maan maak, was dit it was a spoken word. God het nie, het was nie 'n written word nie. Op daai stadium was daar nog nie 'n written word nie. Die woord was nie geskrywe nie. God het nie die Bybel gevat, physically, of iemand het die Bybel gehad en gesê, okay, ons moet die son maak nie, okay, ons moet die maan maak nie. Dit was nie so nie. En my, wat ek verstaan het, en dus 'n paar weke terug daaroor gebid, toe die aarde begin was dit 'n spoken word, dit was 'n lewendige woord, lewendig. En toe God sê, laat daar lig wees, was daar lig. Laat die son skyn, let there be a brighter light, which was the sun, a dimmer light, which was the moon. Dit was gespreek, God het dit uitgespreek, it was so. Maar niemand het dit geskrywe op dat tyd nie. Genesis, Exodus, Deuteronomy, Leviticus en Numeri, dis die 5 boeke van die law, the law, the Torah, was a spoken word before it was a written word. So, God het dit gespreek, en toe
kom Moses op die scene later in die Bybel. In Exodus kom hy in na 'n hele paar hoofstukke van Genesis. Kom Moses op die scene en Moses rig God op om ultimately net die Israeliete uit te lei nie, maar Moses was ook die een wat die 5 boeke, die eerste 5 boeke van die Bybel geskryf het, wat genoem word die Torah, the books of the law. So ons verstaan dit nou, dat Moses het geskryf, maar bou in jou mind, dat Moses was nêrens in die begin nie, nêrens. Moses was nie by die begin van die aarde nie. Moses was nie geskape nadat Adam en Eva geskape was nie. Hy was nie. Abraham het nog iets, Noach het gekom, Seth, Shem, dit was die seuns van Adam en Eva. Uit hulle het daar 'n generasie gekom. Uit daai generasie het Noach hulle gekom. Uit daai generasie het Abraham gekom. En daarvanaf het dit begin. Maar het was, en Noach, onthou net, Noach, voor Noach was uitgewis. So na Noach en sy familie was 8. Hulle het die human race ultimately weer oorbegin. God het Noach en sy familie gebruik om die human race, die mens, die human race weer te begin. So toe die ark oplig van die water, toe is daar niemand oor nie. So die hele eerste gedeelte van mens was uitgewis behalwe Noach en sy familie. So ons weet dit vandag, want ons het geleer in die kinderkerk in die sonnaskool. So daar was nêrens 'n Moses om te kan gesê dit, of te kan gedateer het, daar was 'n ark gebou, daar was dit gebou, daar was 'n tuin van Eden, daar was 'n slang wat met Eva gepraat het. You know what? Moses was nie daar nie. Moses was nie daar toe God met Abraham gepraat het. Moses was nie daar nie. Maar toe God vir Moses roep by die brandende bos, red sy siel van 'n moordenaar af na 'n deliverer toe, en skema opdrag, sy purpose is, gaan haal die volk van Israel uit Egipte, want ek het hulle gehoor huil, gaan haal hulle, ek het hulle gehoor ween, ek het hulle uitroep gehoor, gaan haal hulle uit Egipte uit, lei hulle uit, en gaan sê vir Farao, ek sê, ek kom om hulle haal. God het nie self gekom nie, God het vir Moses gestuur. God gebruik vir Moses om hulle uit te lei deur die Rooi See. Hulle kom onder die Mount Sinai. Moses gaan op, Moses kry die 10 gebooie, en Moses in daai tyd het Moses geskrywe die 5 boeke van die Bybel, soos het tot die vinnige rondom prentjie van wat gebeur het. Vir Moses om te kan gehoor het wat God gesê het, moes Moses hoor in die gees in. Moses moet Moses kon nie as mens daar gesit en gesê het, okay, nou wat gaat nou gebeur? Nee. Moses moet hy het in die eerste plek 'n diep verhouding gehad met God. Moses het 'n intieme verhouding gehad met God. Die Bybel sê, as Moses van die berg afgekom het, was daar moments wat sy gesig so geskyn het, hy moes van die Shekinah glorie van God, dat sy gesig moes gewyl geword het, want die glorie van die Here was net wow. So we've seen that. Maar weet jy wat, baie keer verstaan ons nie, wat was dit regtig nie. Dit was die lewendige teenwoordigheid van God, wat Moses in was. Moses was daar binne in. En dit is wat die Here, glo ek, vir ons vir 26 gaan sê. 2026 gaan 'n jaar wees wat ons regtig waar, ons gaan in die gees in moet wandel, soos nog nooit van tevore nie. En kom ek sê vir jou, dit is dit doen met, die Here is besig, mense, hoor my vandag in jou diepste mens wees, in jou gees. Die Here is besig, God is besig om die bruid reg te kry vir die koms van die Here. Ons kan nou maar rondom het wil praat, mense kan nou sê nie, dit is die waarheid, die Here is besig om die bruid reg te maak. Dit is wat het is. En ek en jy moet in die gees kom om die goed van die gees te verstaan. Ek en jy kan nie sê, nee, ek verstaan, maar dan maak jy jou eie sommetjies en jy werk jou eie goedjies uit nie. As ons kyk, en is 'n skrif wat die Here my gewys het, die einde van hierdie jaar, Handelinge 10, vers 38, en ek gaan Engels lees. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with great power, and he went around doing good and healing all who were oppressed by evil, because God was with him. As ek die skrif vat en ek vertaal hom direk, dan gaan dit so klink. En God het vir Jesus van Nazareth gevul met die Heilige Gees, en hy het met
kry met almagtige krag om genesing te bring en die wat in oppressie was van die duiwel om hulle te verlig en om hulle te genees en om hulle bevryding te kry. Dis nou die direkte vertaling wat ek nog gee. En God het vir Jesus van Nasaret, wat sy seun was, gevul met die Heilige Gees en hom versterk met magtige krag, sodat duiwels uitgedryf kan word, mense verlos kan word en dat genesing kan plaasvind. Nou as ek daai skrif kyk, dan gaan ek onmiddellik na Jesaja 61 toe wat sê, die Gees van die Here is op my. The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me and He has commissioned me to preach the gospel. Mense, hierdie jaar wat nou kom, is 'n jaar van is 'n jaar van ek moet in die Gees kom. Is 'n jaar van ek moet in die Gees wandel. Is 'n jaar van ek moet kom in die Gees. Ek kan dit nie meer as dit sê nie. Ek moet kom waar Chantel nie 'n opinie het nie, waar Chantel niks het om te sê nie, behalwe dat wanneer ek my mond oopmaak, sê ek, so sê die Here van die leeskare. Hier is die jaar wat die profeet in die Gees moet profeteer. Hier is die jaar wat die apostel sal moet bou, die kerk van die Here Jesus. Ek praat nie nou kerk, ek praat net van die kerkbou. Ek praat van dit wat die Here in jou hand gegee het. Jy gaan dit moet bou, my mens. Ek praat van die teacher gaan moet teach, dat die mense die diepte van God se woord verstaan. So jy moet in die diepte kom om die diepte te kan gee. Die wat pastoor is, jy gaan moet die volk bymekaar hou met 'n sterk hand, dat die vyand wat in wolfsklere is wolf in skaapsklere, dat ons hom kan onderskei by die deur en sê, maar jy moet jou te bekeer tot God of jy sê welkom nie. Ek praat van die tipe van ding. Ek praat van die kerk moet in 'n Handelinge kerk kom. Die kerk moet in 'n aktiewe kerk kom. Die duiwels moet bestraf word. Die blindes moet kan sien. Die dowes moet kan hoor. Dit is 'n Handelinge kerk. En ek het net gesê, en toe die Bybel begin, it was a spoken word. It was a spoken word. Wat beteken, it was in die Bybel, was in die hemel, ja, maar het was nie geskrywe soos wat ek nou die Bybel in my hand het nie. And I believe the Spirit of God is now going to come back to the spoken word where people will look at us, and I said it on the radio the other day, where people will look at us and say, maar hoe, maar wat, maar waar, maar wanneer, dan gaan julle terugvat sê, en maar dit is geskrywe, maar dit is geskrywe, maar dit is geskrywe. So ek gaan die woord lewe. Dan onthou nie dat apostel Paulus sê, ek is 'n oop brief, mense lees my. So wanneer mense my lees, moet die reference punt moet Jesus wees. Want Jesus sê vir die disippels, is beter dat ek gaan, wanneer ek gaan na my Vader toe, dan sal ek julle die trooster gee. Ek gaan met die Vader vra, vir my Vader vra om julle die trooster te gee, die Heilige Gees. So, en hy is hy is die helper, hy is die standby, hy is die advokaat, hy is die strengthener, en hy is die een wat jou gaan vertel van my. Hy gaan nie vertel van twee goed, hy gaan nie vertel van die waarheid, en hy gaan nie vertel van my. Hoekom van my? Want Jesus is die waarheid. So ek en jy, en die wat hom aanbid, God aanbid, moet hom aanbid in gees en in waarheid. En vir ons hele lewe lang het ons die Here aanbid in die kerk. Ons het die Here aanbid op religion. Ons moet nagmaal het op so 'n manier. Ons moet koffie drink op, wil ek amper sê, op so 'n manier. Ek moet so lyk as ek by die huis van die Here aankom. Dit moet gesê word, want dit is die formulier van die kerk. Maar dit beteken nie dat die Gees van God is in die formulier nie. Mense gaan dit nou weer sê. Ek gaan dit nou weer sê. Net omdat dit die instruksie is so. Kom ek sê vir jou, jy kan jou hele lang kerk gegaan het en jy kan hel toe gaan. Ja, ons kan. Because het beteken dat ek in die kerk sit, ek gaan hemel toe nie. Ek moet 'n belydenisgebed doen, dat ek neem Jesus aan, as my en ek het al gesê al mense, as my persoonlike verlosser en zaligmaker. Ek moet 'n belydenis, dan moet ek gedoop word, dan moet ek gevul word met die Heilige Gees. Daai is goeders wat moet dit gaan gepaard. En wanneer ek gevul word met die Heilige Gees, word ek gevul met die Gees van waarheid. So ek kan nie nog leuns vertel en my eie goed doen nie, en mense, ons faal die Here, ons almal faal die Here, ons kry dit nie altyd reg nie. Apostel Paulus maak 'n stelling, hy sê, die ding wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Die ding wat ek wil doen, ek kom nooit daarby uit nie. Wat beteken, ek sukkel met myself. Maar die geheim is, dat ek gaan uit, en ek gaan aan, en ek hou aan, en ek stop nie, om te doen dit wat die Here van my verlang nie.
So al val ek om, dan staan ek op en ek beweeg vorentoe. Die Here gaan nie, as jy en ek vergifnis vra, hy ding teen jou hou nie. As ek en jy sinseer is, dan vergewe hy, ons sê die Bybel, van al ons geregtigheid en hy maak ons vry. En wat die seun van God vry maak, is waarlik vry. So ek en jy moet hierdie jaar, as dit 'n kop skuif, ons het laas jaar, of al hierdie jaar, 2025, die hele jaar het ek gepreek oor rit. Die hele jaar, daar was, as ek gepreek het, was dit die hele jaar oor rit. Jy dink is 4 boeke, my mens. Daar is diepte wat jy moet wakker word. Jy moet heeltemal wakker word. Maar die boek, en dit is wat ek vir myself sê, nou die Here vir ons hierdie diepte gegee van die boek van Rut. Nou wat maak ek met die boek van Rut? Net omdat die jaar eindig, beteken nie die boek van Rut het geëindig nie. Dit beteken nie nou is eindig alles by, okay, ons beweeg nou aan van dit nie. Nee, nou moet ek lewe dit wat ek gehoor het. Ek moet dit toepas, dit wat ek ingekom het. Die Here het vir my revelation gegee, want hy het vir my revelation, want it was a feel good word nie. Nee, die revelation was sodat ek kan bekom. Die revelation was dat ek die diepte van hom kan beleef. Die revelation was dat wanneer ek gebad het, wanneer ek my gesalf het, wanneer ek my aangetrek het, dat ek 'n nuwe mens deurgekom het. Wanneer ek van die dorsvloer af gekom het, het ek 'n nuwe mens opgestaan. Toe ek trou, toe ek in verbond tree met die Here. Ek praat nie van 'n man nie. Ek praat van met die Gees van God, toe ek in die diepte kom van die Gees en ek is in 'n verbondverhouding met die Here, toe verander my lewe. Dis waarvan ek praat. So nou kan ek nie anders as om 'n dieper verhouding met God te hê nie. Ons is gechallenge om die jaar en die jare wat voor ons lê in die Gees te wandel, mense. Ons kan nie kerkie, jy kan nie met 'n lou warme gees beweeg nie, my mens. Jy moet eerder koud wees of jy moet warm wees. Maar die Bybel sê in Openbaring, maar omdat jy lou was, het ek jou uit my mond uitgespieg. So jy moet nou 'n besluit maak. Ek moet die Here, ek wil nie die Here, ek moet die Here dien. Ek het nie keuse nie. Dis ander mense wat keuses het. Ek per ongeluk het nie keuse nie. En as jy regtig nigter is, gaan jy besef, maar jy het ook nie keuse nie. En mense lewe asof daar nie 'n dood is nie. Of ons lewe baie keer asof wat die woord sê, nie die waarheid is nie. Kom ek gee gou vir jou breaking news, my mens, op die einde van die jaar. Daar's 'n hemel en daar's 'n hel. En daar's 'n hel en daar's 'n hemel. Kom ek sê dit vir jou klink klaar. Of jy dit nou wil hoor en of jy dit nie wil hoor nie. As jy sonde doen, jy gaan nie hemel toe nie. As jy die Here halfpad dien, daar's 'n skrif in die Bybel wat sê, 'n halwe waarheid is nie 'n waarheid nie. Die waarheid kom net uit Christus uit. Jy kan nie in die waarheid lewe as jy buite Jesus is nie. Jy wil sê, o nee, ek maak, nee my mens, ons moet die waarheid praat. Jou in die kerk sit, in jou tiendes betaal, gaan jy ons in die hemel invat nie. Jy moet 'n verbondsverhouding met God hê, want die kerk is nie die bruid, ek het vir 'n paar weke terug gesê. Dit is die bruid word uit die kerk uit gekies en dan gaan ons hemel toe, want nie almal wat in Jerusalem is van Jerusalem nie. Daar's 'n paar mense wat jy gaan, daar's selfs pastore wat dit gaan maak nie. Dit is net soos dit is. Want weet jy wat? Partykeer dink ons dien die Here so lank, ons ken die Here. Nee, jy ken nie die Here nie, my mens. Want weet jy wat? Elke diepte, daar's dieptes in God. Daar's levels in God. Jy kan nie op die salwing van 2013 hardloop nie. Jy moet elke dag, ek leer die kerk, All Nations House of Glory Ministries. Ons moet 'n daaglikse getuienis hê. Jy moet nie meer vertel van 5 jaar terug se getuienis en elke keer dieselfde getuienis vertel nie. Nee. Sê my 'n ding wat nou gebeur. Gee my 'n nou getuienis. Sê my wat dit die Here vir jou nou gedoen. Laat ek kan sien of jy lewe in die Here. Is jy dood in die Here of is jy lewendig in die Here? Want dit die wat ons, ek breek nog met 2019 se getuienis. Die Here het my opgelig van COVID. Dankie Here. Ons is dankbaar dat jy opgelig het COVID het. En dan dat was in 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Ons is by die einde van 2025. Wat het die Here vir jou gedoen nadat jy opgerig het van die COVID? Of is COVID jou al getuienis? Want as dit jou al getuienis is, my mens, het jy nog niks gedoen nie. Dat jy nog niks gedoen nie. So dan sit jy lewendig dood in die huis van die Here. Ons moet wakker word, mense. Ons moet by 'n nugterheid kom in die gees in. Ons kan nie sê niemand die regering. Nee. Ons moet bid tot God. Die Bybel sê, wanneer die regverdiges uitroep na God toe, dan red hy hulle van al hulle omstandighede uit. Ons moet roep na die Here toe. Ons moet in eenheid kom. Die ding wat die kerke, ons beklei die kerk, en ek beklei die kerk. Man, as jy met 'n kerk begin die kerk. Laat ons die Here dan dien. En wie dan by jou dien? Laat hulle dien, man. Ons gaan in elk geval, ons getoets word by ons werke. En ek sê jou, my mens, as jou werk nie gaan gelouter word deur vuur nie, gaan jy en jou werke, gaan die Here, sê die Bybel, hy gaan vir jou sê, gaan weg, ek ken jou nie.
Dit is wat gaan gebeur. So dit maak nie saak wat ons doen nie. Jy kan vir my probeer iets wys en ek vir jou. Op die einde van die dag gaan ons net gekwalifiseer word deur jou se harte, toestand van jou hart en wat was jou werke? Gaan hy brand of gaan hy gelouter, gaan hy gesuiwer word, gaan hy gouer word in die vuur of gaan hy brand soos hout? Dit is eintlik wat dit is. So ons speel kerk. Ons dink ons dien die Here. Jy lei die worship, maar jy's lou warm. Nee. Nee. Weet julle wat hierdie jaar by All Nations, daar was mense in ons bediening in wat musikante was en hulle was nie lidmate van die kerk nie. They play good. They are amazing people, but they didn't take out membership and I needed to make a decision. Net voor ons grootste conference van die jaar. Die Global, I needed to make a decision. You cannot commit, then I cannot let you play because the day when I'm going to need you the most, you may leave me. The day when I'm going, because if you are scared of commitment to me as just the ministry, then you are scared to commit to God. That's what you're telling me. Which means, jy kan nie die Here, as jy nie commit by 'n bediening nie, dan beteken dit, jy vertrou nie vir God nie, jy lewe in die verlede, ek het seer gekry, ons almal het seer gekry man, ons almal het seer gekry, maar jy kan mos nie in die verlede lewe nie, staan op in die naam van die Here en dien God tot eer van die Here. Want as ek nou nie wil, as ek my hele lewe lang gaan en sê, ek gaan nie meer dien nie. My mens, kom met jou verlede, kom met jou bitterheid uit. Dis wat ek jou vandag gaan sê. Hierdie nuwe jaar voor ons, 'n splinternuwe jaar. En hy begin nou. Hy begin nie die 1ste nie. Hy begin nie die 1 Januarie nie. Hy het klaar begin by mens. As jy die kalender van God ophou, sal jy sien dat al klaar begin al. Die nuwe jaar het al klaar begin al. So ek en jy moet kom in die niet in. So, en wat se niet? Ek moet kom in die Here. Ek moet kom en ek moet ophou oordeel. Ek moet ophou dink, die persoon is so en die persoon. Los. Jy is ook jy wat so oordeel, is in eerste plek ook nie wonderlik nie. Ek wat so oordeel, ek is in die eerste plek ook nie wonderlik nie. Hou jou mond en laat ek my mond hou. En laat ons vir God vertrou, vir mense se verandering, vir jou man se verandering, vir jou kind se verandering. Baie keer wil mans nie die Here aanneem nie, want jy is reg in die huisie. Jy lewe nie die standaard van die Heilige Gees nie. Jy wil vir jou kom heilig hou by die kerk. Jy kry baie keer situasies by begrafnisse, wat die mense praat van die mense wat dood is. Dink jy, Here, was dit dieselfde mense wat ek geken het? Jy ken die mense, hulle vertel leens mense. Ons kan nie in leens lewe nie. Ons gaan die ding mis. So ek wil vandag vir jou sê, ek wil sommer afskop in 2026 om te sê, kom ons dien die Here man. Kom ons hou op kerk speel. Hou op vir jou heilig hou jy's nergens nie. Hou op maak of jy die woord ken, maar jy ken hom nie. Jy wil vir jou diep hou, maar eintlik is jy stomp. Ons moet geslyp word deur die woord. Die woord slyp ons. Die Bybel sê die woord is 'n tweesende swaard, which means die woord moet my slyp om skerp te word. Daar's geen ander blyd wat my slyp nie, as die woord wat my slyp. Hy moet my skerp maak binnekant. En hoe maak ons mekaar skerp? As wanneer jy diepte het en jy kom met jou diepte en jy slyp my en ons slyp mekaar. Ek slyp jou. Ons slyp mekaar deur die woord van die waarheid, die kennis van die waarheid, die diepte van God se woord. That's how it's done. Nie ek en jy moet ons eie agenda nie. En ons elke 5 minute is jy op Facebook en jy wil net kom praat. Niemand, klim van Facebook af. Kom 'n slag in die teenwoordigheid van God en sê, Here, of ek op Facebook is en of ek op Instagram, en moenie met die trend van die wêreld gaan en sê, Here, red my kosbare siel. Red my kosbare siel. Hierdie jaar vanaf, my mens. Het het al lank al begin. Ons het nog net nie wakker geskrik nie, maar ons moet nou wakker word. Van hierdie jaar af, ek wil jou sê, my mens, daar's 'n roeping in die hemele, dat God is besig om sy bruid aan te trek. Dit beteken, hy sê, ek gaan weg om 'n plek te berei. Dit beteken, die plek is amper klaar. En hy gaan terugkom vir 'n well-prepared bride. Hy gaan nie kom vir 5 dwaase virgins nie. Hy gaan nie terug, hy kom vir die 5, net die 5 wat wys was, wat olie het, en extra olie gehad het, betekende, hulle was gevul met die Heilige Gees. Het ingegaan by die bruilof. Het dit nie anders gewerk nie. So, jou gitaarspel in die kerk het nie gewerk nie. Ek kan preek tot ek uitval, gaan nie werk nie. Is my verhouding met God. Waar staan ek met die Here? Dis die ding waarmee ons nou te doen is. So hierdie jaar, my mens, moet ons die Here dien. Ek wil sommer sê, jy moet sommer uitkniel. Ek moet uitkniel en sê, Here, ek neem U aan as my persoonlike verlosser en zaligmaker. Red my en vul my met U Heilige Gees.
Mag die Here jou seën, 'n geseënde nuwe jaar vir jou en dankie dat jy hierdie hele jare, die as 'n paar jaar vir Step Up gevolg het en vir ons gebid het en vir my gebid het. En dankie dat julle inskakel. Ek is lief aan Pastor Clemens Mans en Stefanie Mans. Baie dankie dat julle vir Step Up 'n geleentheid gee om die evangelie te kan verkondig. Kruiskyk, die Here seën julle. Almal wat Step Up kyk, hier op Kruiskyk, mag die seën van die Here wat ryk maak oor julle kom en mag ons almal stap in die rykdom van God se genade. Mag die Here julle seën. Ons seën.